Goeienaand. Salomo het ook 'n psalm geskryf. Psalm wat sing van die kontras tussen die tevergeefse bestaan van die mens buite die Here om en die vervuldheid van die bestaan van die geliefde van die Here. Ons oordenking vanaand is uit Psalm 127. Om die vervulde lewe van die geliefde van die Here te verstaan, is dit eers nodig om eerlik te kyk na die lewe van hulle waar die Here buite staan. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die Here, vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Alles te vergeefs, alles 'n gejaag na wind. Selfs al sou jy die wind gevang kry, het jy nog niks wat jy in jou hand kan vashou nie. Soos in die Predikerboek word die wysheid van die tevergeefsheid van die bestaan sonder die Here in hierdie psalm beklemtoon. Te vergeefs dat jy bou, te vergeefs dat jy beskerm, te vergeefs dat jy hard werk, te vergeefs dat jy swoeg, te vergeefs dat jy waak, te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap. Dis nutteloos, waardeloos en leeg. Dis vol valsheid en misleiding. Dis bedrieglik. Dit bring jou onder die valse indruk dat al hierdie dinge die moeite werd is. Ons kan maar eerlik wees dat ons aan hierdie valsheid en tevergeefsheid ook nie heeltemal ontkom nie. Ons bly geneig om te glo dat ons self in beheer is van die bouwerk, dat ons onsself kan beskerm, dat ons beter sal wees as ons net vroeër opstaan en later aanhou met werk. Dis so misleidend van die wêreld. So probeer ons harder en langer, maar word die gevoel van sinloosheid en tevergeefsheid al hoe erger. Al wat meer word, is dat die brood wat ons eet, 'n brood van smarte is, soos die ouer vertaling sê. Die brood wat jy eet, het altyd hierdie bygereg van skuldgevoelens oor die verlede en bekommernis in die toekoms. 2 bygeregte op die bord. Dit beroof ons van nog meer slaap. So gaan die een dag en die een week en die een maand en die een jaar na die ander verby. En so wonder mens voortdurend of die verlede die moeite werd was, of die Here die moeite werd is, en hoekom 'n mens nog moet aanhou in die toekoms. In kontras hiermee gee die Here dit vir sy bemindes, ironies genoeg, in hulle slaap. Die oplossing lê dus nie in minder slaap en vroeg opstaan en laat gaan slaap nie. Die oplossing lê in slaap. Dit lê in die gawe van slaap. Hierdie woorde, die Here gee dit in hulle slaap, sou ook kon wees, die Here gee aan hulle slaap. Slaap is 'n gawe van die Here. Die mens is onbetrokke as hy slaap. Hy kan niks verdien deur te slaap nie. Die Here doen dan alleen alles, sonder my. Hy slaap en slymer genadiglik nie in nie. Wanneer ek slaap, is ek passief. Wanneer ek slaap, kan ek nie iets doen. Kan ek nie bou nie, kan ek nie myself beskerm nie, kan ek nie 'n bydrae lewer tot my lewensonderhoud nie. Slaap bring ook sorgloosheid. As jy slaap, vergeet jy ten minste vir 'n tydjie van jou bekommernis en swaar kry. Slaap is ook kraggewend. Dit verkoop die liggaam en die gees. Dit is tog onverstaanbaar. Hoewel omstandighede oornag nie kan verander nie, dalk nie verander nie, kan jy die volgende oggend nuut daarna kyk. Die Here se ontferming is immers elke môre nuut.
Dit gaan egter nie net oor slaap nie. Dit gaan oor die simboliek van slaap. Die simboliek en die erkenning dat ek nie self kan nie. Die simboliek en die erkenning van totale oorgawe en afhanklikheid in die hand van die Here. Iemand het een keer genoem dat slaap die grootste geloofsdaad is wat jy kan doen. Dit vra geloofsoorgawe. In die slaap, in hierdie afhanklikheid, gee die Here dit vir sy bemindes. Hy sorg. Hy gee sin en betekenis. Hy maak die lewe vol. Goeienaand. Lekker slaap.